ons begin op 'n verrassende plek. Nie in 'n kerk nie, nie in 'n Bybelstudiegroep nie, maar in 'n MRI-laboratorium. Stel jou voor, 'n groep neurowetenskaplikes kyk na MRI-skerms waarop die menslike brein in skakerings van lig en kleur opflikker. Hulle laat mense kyk na sonsondergange, kunswerke, ruimtes vol stilte en iets ongelooflik gebeur. Welkom by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Hier draai ons geliefde stories op hulle koppe, kyk na wat die geskiedenis dalk misgekyk het en ontdek saam hoe Jesus ons nooi in 'n groter storie in, daar waar ons bly, werk en speel. Nou dieselfde dele van die brein wat aktiveer wanneer mens iets mooi sien, is die dele wat aktiveer wanneer hulle iets heilig ervaar. Met ander woorde, jou brein maak geen skerp onderskeid tussen skoonheid en spiritualiteit nie. Dink gou mooi wat ek nou net gesê het. Jou brein maak geen skerp onderskeid tussen skoonheid en spiritualiteit nie. Vir jou brein is dit een en dieselfde taal. Wetenskap het nou 'n naam vir hierdie ervaring: verwondering. 'n Kort, intense oomblik waarin die wêreld groter voel en jy kleiner, maar op 'n goeie manier. 'n Oomblik waarin tyd effens vertraag, jou asem dieper word en jou siel wakker word. Die interessante deel, ons is letterlik gebore daarvoor. Ons brein soek verwondering. Hierdie sluit pragtig aan by my aanlyn preekie afgelope Sondag, waar ek verduidelik dat Jesus 'n kind as voorbeeld gebruik. Nie omdat kinders naïef is nie, maar omdat hulle nog die vermoë het om te sien, om verwonderd te wees, om oop te wees vir die wêreld as 'n geskenk. Wat neurowetenskap vandag bevestig, is wat Jesus 2000 jaar gelede intuïtief geweet het. Die menslike siel floreer wanneer dit verwonder word. Wanneer jy verwonder raak, gebeur 3 dinge in jou brein. 1. Jou amygdala, jou angssentrum, raak stiller. Wanneer jy verwondering beleef, begin jou brein minder vrees verwerk. Jy leef minder in verdediging, die wêreld voel minder dreigend. Jy begin asemhaal. 2. Jou prefrontale korteks, waar jy betekenis maak, skakel aan. Dit is die deel van jou brein wat help om die groter prentjie raak te sien. Verwondering gee jou perspektief. Dit help jou om te onthou. My probleme is groot, ja, maar God is groter. 3. Jou parietale lob, waar jou selfkonstruksie lê, word dunner. Nie letterlik nie, maar jou gevoel van selfbeskerming word sagter. Jy raak deel van iets groter. En dit is presies die plek waar geloof groei. Met ander woorde, verwondering is nie net 'n emosie nie, dit is 'n neurologiese deur na spiritualiteit. En dan gebeur iets besonders. Verwondering lei tot meer empatie, meer nederigheid, meer kreatiwiteit, meer dankbaarheid, meer hoop. Studies wys dat mense na ervaring van verwondering meer geneig is om vreemdelinge te help, meer geduldig is met hulle kinders, minder gefokus is op hulle eie ego en meer oop is vir verandering. Dit klink amper soos die vrug van die gees: vrede, geduld, sagmoedigheid, vreugde, selfbeheersing. Wanneer Paulus sê die gees bring vrug voort, praat hy nie van 'n moraliteitsprojek nie. Hy praat van 'n transformasie van jou hele menswees, presies dit wat verwondering biologies reeds in jou aanwakker. Die Bybel en die brein skud dus mekaar se hand. En dis hoekom Jesus se woorde in Matteus 18 so radikaal is. Tensy julle verander en soos kinders word. Hy sê nie word dommer nie, hy sê word meer ontvanklik, word meer oop, word meer bewus van die heilige wat oral skuil. Kinders kyk nie deur die wêreld nie, hulle kyk in die wêreld, hulle kyk met die wêreld. Hulle is nie besig om te beheer nie, hulle is besig om te ontdek. Wanneer Jesus jou nooi om soos 'n kind te word, nooi hy jou na die neurologiese geskenk van verwondering. 'n Geskenk wat jou nie naïef maak nie, maar jou heeler, sagter, meer vol lewe maak. So hoe kweek 'n moderne mens in 'n haastige stad soos Londen hierdie soort verwondering? Hier is 3 eenvoudige praktyke, klein, maar diep. Die 20 sekonde kyk. Kyk vir 20 sekondes na iets mooi. 'n Boom, 'n gesig wat jy lief het, 'n wolk, 'n kunswerk. Die menslike brein het minstens 20 sekondes nodig om verwondering koneksies te aktiveer. 2. Die kort pelgrimstog. Kies een plek wat jy gereeld rondloop mee, of misloop selfs. 'n Dam, 'n parkie, 'n stil hoekie van jou huis. Staan daar, maak jou oë toe, asem 3 keer stadig in en uit, sê, Here, maak my oop. Dit is 'n sakrament vir jou siel.
3. Die dankbaarheidslens. Elke aand, skryf net een oomblik neer wat jou dag ligter gemaak het. Nie die groot dinge nie, die klein goed, klein verwondering word groot transformasie. Hier by SA Gemeente, die nommer 1 netwerk vir jou lewe, glo ons dat geloof nie net idees is nie, dit is ontwikkeling. Dit is die vorming van 'n mens wat sagter, helderder, voller van God se lewe word. Wanneer jy verwondering kweek, word jy letterlik 'n ander soort mens. Meer teenwoordig, meer liefdevol, meer oop vir die nuwe ding wat God doen. My uitnodiging vir vandag, soek een oomblik van verwondering per dag. Net een. Dit is genoeg. Verwondering doen die res. Dankie dat jy saam met my hierdie afgelope 5 dae gereis en gestap het in verwondering. Mag die God wat jou sintuie geskep het jou weer leer sien en mag jou siel vol word van lig. Ons stel die Sepcast weer op 12 Januarie 2026. Nou tot dan, mooi loop.